Goeiedag mevrou September. Goeiedag Liam. Ek hoop dit gaan goed. Kan ons dalk met die onderhoud begin? Dis sekerlik Liam. Ek wil eerstens sê dankie dat u tyd maak vir hierdie onderhoud. Ek wil graag fokus op hoe die Britse koloniale tydperk mense se lewens beïnvloed het. Nie net in die geskiedenis nie, maar ook hoe ons dit vandag nog ervaar of daaraan herinner word. So die eerste vraagie wat ek vir u wil vra is: hoe het Britse kolonialisme u of familie se lewens beïnvloed? Liam, weet jy, ek onthou dit nog soos gister. My ouma het altyd vertel hoe hulle in die huis Engels moes gepraat het. Onthou ons het mos nog groot geword Afrikaans sprekend. En dit het 'n bietjie moeilik gegaan as dit by Engels gekom het. En my oupa het op die plaas gewerk waar die Britse stelsel streng klasseverskille en rasse-diskriminasie in plek gehad het. So met ander woorde, my oupa het min regte gehad en baie van hulle kultuur en tradisie is as minderwaardig behandel. Baie van ons mense moes hulle lewens en hulle standaarde so aanpas by hierdie nuwe reëls en verwagtinge. En dit het moeilik gegaan want baie keer het hulle nie verstaan wat om te doen nie. Dink u die Britse regering het enigiets positiefs bygedra tot u gemeenskap? Daar was beslis gemengde gevoelens as ek nou moet terugdink. En sommige mense in ons gemeenskap glo dat daar ook 'n positiewe bydrae was. Nou een van die positiewe bydraes wat ek nou kan aandink was byvoorbeeld die spoorlyne, die bou van die paaie en so voort. Asook die werkskeppings soos administratiewe strukture het weer later gelei tot die ontwikkeling van dit en dit het weer werk geskep. Maar die Britse invloede het ook gelei tot die instelling van sekere forme soos onderwys en die regstelsel wat ons tot vandag toe nog gebruik. So ek klassifiseer dit eintlik as 'n positiewe bydrae. In terselfdertyd was daar ook ander forme soos as ek nou kan dink die tradisies was ook geonderdruk wat nie altyd erken was nie. Dit was weer die negatiewe sy. Hoe het die Britse bewind die tradisies en kultuur van u gemeenskap verander? In ons gemeenskap was daar 'n sterk gevoel, definitief 'n sterk gevoel van identiteit. Omdat ons het mos unieke gebruik, jy weet, dans, musiek, ons eie manier van dinge doen. Nou onder hierdie Britse bewind is baie van daardie tradisies was afgemaak en volgens hulle was dit onbelangrik. Kinders op skool het geleer dat Engels en Britse gebruike beter was. En party mense het self begin te skaam kry oor hulle eie kultuur en mettertyd het dit ook later het dit in 'n mate het dit uitgesteer. Gesagsstrukture het ook verander. Byvoorbeeld tradisionele leiers het minder mag gehad. Hulle moes onder die Britse administrateurs werk. Het die Britse koloniale stelsel enige invloed gehad op hoe u of u familie toegang tot onderwys gekry het? My oupa het altyd gesê hy sou graag verder wou studeer, maar geld was daar nie. Maar daar was ook die skole naby nie. En dit was 'n groot probleem in ons gemeenskap. En die paar wat daar was net Engels onderrig. En dit het dit baie moeilik gemaak en dit was nie toeganklik vir ons mense nie. Baie van ons kinders en ons families moes op 'n jongere ouderdom gaan werk vir hulle eie opvoeding want wat nie beskikbaar was nie en sekere groepe nie. En die Britse stelsel het sekere mense bevoordeel terwyl ander afgesteep was.
in terme van opvoedkundige geleenthede? Hoe voel u oor die manier waarop die jonge generasie vandag oor Britse kolonialisme leer? Liam, ek dink dit is baie belangrik dat jong mense die volle waarheid moet weet. Nie die positiewe aspekte wel, negatiewe aspekte. In sommige tye was, as ek nou moet terugdink, dan dink ek aan die negatiewe invloede soos die ongelykhede en die uitbuiting en ons kultuurskade. As hulle nie die geskiedenis verstaan nie, sal hulle nie die waarde van vandag se vryhede en regte besef nie. Ons kan nie die toekoms bou sonder om te weet wat in die verlede gebeur het nie. Is daar enige iets uit daardie tydperk wat u dink ons vandag nog duidelik kan sien? Beslis, ja, beslis. Die Engelse taal natuurlik is 'n dominante taal. En vandag in die besighede en werksomstandighede, politiek, onderwys, noem dit. Selfs al is dit nie almal al is dit nie ons huistaal nie, maar dit bly 'n dominante taal. Ons regstelsel en die parlementêre stelsel is ook gebaseer op die Britse model. Selfs sekere sosiale strukture soos klasverskille het wortels in daardie tyd. Die invloede het steeds deel van die samelewing, al het die politieke mag verander. Okay mevrou, ons gaan nog so 3 vrae vra en dan gaan ons die onderhoud beëindig. So, ons is by die 7de vraag. Watter rol het godsdiens gespeel tydens die Britse koloniale beheer in u gemeenskap? Die Britte het sendelinge gestuur. Dit kan ek nog onthou wat probeer het om die gemeenskap te bekeer tot die Christelike geloof. Ek praat spesifiek van die protestantse tradisies. En baie mense het wel oorgeskakel, maar party het gevoel hulle het hulle eie spirituele praktyke en dit was as minderwaardig beskou. Alhoewel godsdienst stabiliteit gebring het vir sommige, het dit ook verdeeldheid gesaai, veral onder families en natuurlik in die gemeenskap. Dink u die Britse kolonialisme het 'n impak gehad op hoe mense in u gemeenskap hulle identiteit sien? Ja, baie mense het begin dink dat alles wat van Europa afkom beter is. En dit het ook veroorsaak, Liam, dat mense minder trots was op hulle eie taal. En taal tesame met gebruike, tradisies en voorkoms. En dit het die generasie om weer trots te wees op wie hulle is. Dit het weer 'n lang tydperk gevat om weer hy trots weer terug te bring. Kolonialisme het mense geleer om hulself deur die oë van die koloniale mag te sien en dit het hulle as minderwaardig beskou. Hoe het die Britte wetgewing of beleid mense se daaglikse lewe beïnvloed? Baie wetgewing was diskriminerend en sekere groepe kon nie die eiendom besit of stem nie. My oupa het vertel dat hulle nie op sekere plekke kon gaan werk sonder om 'n pas of 'n toestemming te hê nie. Hierdie wette het mense se bewegings en lewenskeuses beperk en dit het 'n gevolg van magteloosheid geskep. En mevrou, ons is by die laaste vraag. Dis reg, Leon. Het enige van u ouer familielede aan protesaksies of bewegings deelgeneem teen die Britse gesag? Ja, definitief. Dit het 'n groot opskudding gemaak onder die gemeenskap. My ouma grootjie was deel van 'n vrouegroep en sy het briewe geskryf aan die plaaslike owerhede.
En om jy weet, om hierdie onregverdigheid en die grondtoewysings teen dit te protesteer. Hulle het nie veel bereik op daardie stadium nie, maar dit het gewys dat mense nie altyd net stil sal bly nie. Daar was wel weerstand, al was dit dikwels stil en soms ontoereikend. Baie dankie mevrou September. U insigte help my nie net om die geskiedenis beter te verstaan nie, maar ook hoe dit vandag nog deel is van ons wêreld. Baie dankie mevrou vir u se tyd. Het is 'n groot plesier, Liam, en baie sterkte. Totsiens. Totiens, baie dankie.